Radio Raps podcast show vibes, yeah. Sing vir ons, Regie. Okay. Ek laat vir jou keel skoon maak vir sing. Ek weet of jy sê sink of sing nie. Nog ek moet ook 'n noot gooi. Dit lyk vir my lomp. Huh? Het voel 'n bietjie lomp. Voel of ek het soos 'n medalje gewen het vir iets. Ons is 'n bees met 'n klok, 'n melkbees. Ja. Kan hoor as jy van ver af kom. Sorry, ons draai maar weer goedjies. Ja. Hoe voel jy? Seer. Dis my. Dit was lank. Ons het Regie was vir sy eerste jaag saam met ons. En ons het 'n bietjie gewerk. Ons het 'n bietjie gewerk. Ons was eintlik saam met die lodge en die mense se naam, die safari se naam is Nala Lodge. Nala Safaris Lodge. Nala Safaris. Gaan check dit uit. Ongelooflik. En wat so nice mense. Ja, baie nice mense en die kos, Ja, daai net die hele experience. Ek meen dit Ja. is dit is soos 5 ster. So- Stryd. Is jy nou hooked? Is jy nou jagter? Jy is jagter. Ek's nie agter. Dit sal nou daarby uitkom. Ek wil nie die storie weggee nie, want ons het dit eintlik gaan skiet vir buite in Buskruit. Saam Adam en Driekus was saam op hierdie trippie. En so ons wil nie die storie weggee nie, maar ons het gewerk. Kyk, daai eerste dag, ek moet sê ons het gewoonlik, daar's verskillende forme van skiet. Jy weet ons nou, daar's bakkiejag en Ja. stapjag en baie ouens het hulle eie opinies daaroor. Ons sal nou 'n bietjie daarin delf. Maar ons was ook onder druk want ons het net soveel dae. Ons moet Driekus wou buffel skiet, ons wou 'n paar ander goed skiet en ons moes al die goed inkry in net soveel dae. En die weer het nie so lekker saam gespeel nie. Ek vertel dit nou maar vir jou, maar ek maar vir julle vertel. So daai eerste dagie, baie opgewonde, soos jy weet, enige jagtrippie, enige trippie is gewoonlik heavy pumped en die gees loop en almal is so vriendelik en jy settle in en jy gaan deur die gewere en ons gaan skietbaan toe en jy skiet daai paar skote en jy sien die goeds in. Yes, en jy's happy. Soos julle weet, die laaste week se weer was nogal Weird. befok, maar in 'n kwaad manier. Ja. Dit was nie soos dit was moeilik, jy weet, dit was reënerig en winderig. Ja. En Nala is so Schweizer, net so aan die kant Schweizer. En ek onthou om net die storie klaar te maak daai aand, toe is dit nou so half stil om die kamp. Die tweede aand. Nou ons 'n bietjie gejag het. En ou Marcus sê vir my op sy foon ons het 17.2 km geloop. Jessie. Maar Ja. nou moet julle mooi verstaan. Nou soek ons dis lekker bosse en, Ja. en doringkies goed. So jy trek maar langbroek aan. 'n Paar lekker jagboots, lekker waterdig boots. Ek tog great, laat dit reën. Bring dit. Ek het nie dit gedink sien kom nie hoor. Ek moet nie sulke reën sien kom. Ek het nie die Noag level Ja. orka. Ek weet nou hoe voel dit om te jag in 'n koraalrif. Diepsee jag. Diepsee. Want ons het nat geword. To say it mildly. Ja. Ons stap, dan sien jy daai kolomwolke so aankom. Dan kyk ek so en sê ek, ja, hier kom hy, dan begin die wind so, raak die wind so kouer. En dan stap ons en ons soek en dan voel jy voel eers so fyn druppeltjies so waai, soos wat, jy ken mos al juffrouens wat so 'n bietjie spoegerige praatjies Ja, gehad het. al die aardryke kan die juffrou. Wel, ek weet nie wat dit my, elkeen het 'n ander ene, Daai een gehad. wat iets anders vir jou gee. Maar wat so 'n bietjie praat, jy ken mos daai baie. Hoe gaan julle? En dan dis daai fyn druppeltjies. Ja. En dit is hoe dit begin het en dan koud en dan begin daai druppeltjies groter. Later voel dit of hulle my gooi met kunsmis. Soos die reën ons bliksem. Yes, dit het vir ons gemoe. Yes, dit was seer. En maar dit was letterlik soos paps op nat. Nie soos So. jou hemp is nat hier en dit elke liewe inch van jou is Alles. gedrench. Nat. Ek was nat. Nat, ja. Jy kry Ek nat was- en jy kry nat. Jy kry nat, dan kry jy nat. Dis soos dronk. En dan kry jy Ja, maar ons vloek ons te veel. Ons mag ons nou nie so fok net ons sal. Maar jy kry soos dronk, dan kry jy dronk. Iemand vra was jy dronk, maar was jy dronk of was jy dronk? As ou sê nie ek was dronk en dan kry jy fucked. Ja. So ons was nat. nat. Op 'n stadium ons reën so nat. Jou hemp klou obviously vas, lyk soos 'n duikpak. Dit is net alles is nat. Die water drup so van my hoed af.
as jy die geweer so optel of draai, dan kom jy vir die water loop so by die silencer af en as jy dis net wasem en druppels, dit is 'n fok op. En dit is 'n duikbril. Yes, ek was net so ek my snorkel laat val. So 2 keer. Yes, dit was intens. En ek want die ergste vir my actually van die hele loop so nie is dit reën, jou broek reën so nat want jou skoene is waterdig. Maar dit is so nat dat dit by jou been afloop. Ek het die eerste keer agtergekom toe ek so gaan sit of so half teen 'n klip. Net vir skuiling en ek voel hoe loop die water my hol af. Soos 'n sweetjie. Soos 'n sweetjie, as jy malaria het of iets. Ek voel so stroompie so in die kruis. Kom maar daar in. Yskoud. Dis so oei, iets so 'n bietjie van 'n regop sittertjie. Voel jy hom daar afloop? Toe besef ek ons is en dis nog ons nou nat. Ja. En teen jou been ook. Dit teen jou been so begin klamp en water tot dit in jou kouse van bo af met my skoene vol water geraak. En daai teken een ding. Rashy. En dit is toe nou wat met my gebeur het. Jy kan nie 18 kilos loop met 'n nat jagbroek. Dis soos wanneer jy klein was, veral by Hartenbos, as jy aan die ander kant die lagoon wou uitkom. Hardloop jy mos met jou jean deur die water. Clever. Nee, daar is nie. Ek het in my lewe lanklaas so rash gehad soos nou. Ja, jy het redelik wydsbeen geloop. 18, ek rondom af 17.3 klink nie erg genoeg hè. 18. Ek gaan werk op 18, want ek het baie keer bietjie baie so gemaak. Agter die pH aan. So ek dink daai kom by tot ekstra 700 meter minimum. Ja, ek het rash gehad. Ek het op 'n stadium gedink ek gaan by daai lodge lê, so lekker in die gynekoloogpause wat die vrouens ons het, net so voor die aircon. Kom net so by die aircon lê. GP, gynekoloogpause. Die GP, gynekoloogpause. Ja. Pause. Ja, gynekoloogpause. Net so dat daai aircon net op my vitals kan blaas en net verdoof. Ja, net verdoof. Yes, dit was incredible. En toe die lekker ding, die kontras, toe ons nou moeg en die dag gaan na, is toe Wadrikus sy buffel gaan jag. Nou obviously daai groepie kan nie te groot wees nie en dit ons verstaan, ons het toe lekker bo op die koppie gaan sit om nou 'n lekker view te kry van hoe hulle die stalk en goed en hulle is toe weg. En hulle soek toe heeltemal aan die ander kant toe. En daar's sulke lekker, die ouens van Wildman was ook saam ons oom Frik en ou Henny. Ja, dis ook lekker. So, baie nice. Dis lekker. En so, ons het so gesit en kakpraat met hulle so teen die koppie. En ook 'n hoetjie aan soos die. Maar toe het ek nou vergeet die van agteraf die so mooi. Kom, julle kan seker van die kant af kan sien. Yes, daai is mooi. En dit is so perfek. My fucked gebrand. Ek begin klaar afdop. Is dit? Nou ek het nou was nou Menlyn. By the way, kakste plek in die wêreld. Cardi Mall. Like dit nie. Want die mall in general. 4 hartaanvalle gekry. Yes, hoekom sit hulle die kakhuise 16 kilos uit mekaar uit? Ja, dit is vet. Dit is regtig gedink. En ek weet jy volg hom, sy kakhuis aan. Ja. En dan kom jy daar en dan gaan hy so links, dan kom jy dan wys hy terug. Dan wys hy gaan weer terug. As ek soos wat ek het gemis, is dit in 'n ander dimensie? Ja. Nee, ek het nou gevloek, maar daar het eerste ek nou 'n pel van ons gekry vir my wat ou koshuispel. Eerste ding wat hy vir my sê, hy sê nie hallo niks, hy sê ek sien jy vervel. Ek sien die oortjies begin afdop. Ek het lekker gebrand. Dus ek het ook hier my neus begin nou so lyk of iemand my met so wat noem mense dit 'n hak. Wat mense soos 'n hakvuil. Wat jy hake mee skoon maak. Op die neus oppoeier. Dit voel of iemand my met 'n hakvuil hier gevang het. Jong, as jy sê ek sou nooit op hakvuil kom nie. Wat noem mense? Ek dink dit is 'n hakvuil. Of 'n hakskeer. Hakkrapper. Hakkrapper. 'n hakrasper. Hakrasper, daar's hy. Is dit regtig? Nee, definitief nie. Maar ek voel of iemand my met 'n hakrasper so hier om. Dis nou offiseer. Ons gaan nou vir hakrasper. Hakrasper, dis die ding. Ja. Sou jy sê as jy die geleentheid gehad, jy het ook lekker geloop en gesoek na jou bok. Dink jy in jou persoonlike opinie dis meer eties om so te jag as om van 'n bakkie af te skiet? En wat sê verkies? Ek het nog nie jou opinie gevra oor hierdie goed. Ek voel nee, jy was so half gedwing, kom net saam. Nee, ek voel dis ek dink dit sal 'n bietjie maklik nie, maybe makliker wees van die bakkie af. Ja. Ek weet nie, ek het nou in die loop my ding gedoen. Maar vir my was dit was nou my eerste keer, so die adrenaline het maar 'n bietjie gestoot. Maar as jy dan ook in die veld is en jy weet, daai bakkie is nogal so 'n entjie weg. En dis
ek weet nie, ek het dit nogals geniet om dit in die staan te doen en jy moet die skietstok uithaal en jy moet vinnig, want daai ding, jy weet nie of daai ding gaan hardloop nie en jy, eerste keer het ek al geweer neersit, toe sê ek, ek's in die wolke. So waar is hierdie ding? Kyk hier bo. Marco sê vir my, af. Ja. Dit is baie om in te neem. En jy kan voor die tyd soveel goed in jou kop, jy weet. Ek het aande voordat ons gegaan het, deur my kop gespeel, hoe hierdie gaan werk. Dit was niks soos dit nie. Nee, dit is die teenoorgestelde. Presies, want dit is nou reël. Hoorie, maar ek het lekker vir jou gelag. Terwyl ons op die koppie te nou staan en ek gou medium rare word. Nou wel. Ons staan nog so 'n pot kak, ek en hom frik, maar ons praat lekker kak. Ons is nou lekker middag en ons staan so lekker, 'n koelerboksie. En ewe skielik hoor ek net klippe rol. Kluk. En hier kom 4 buffelbulle bekruip ons van agter af. Maar almal is hey, skree en jy gryp guns en fuck, ek begin kyk vir bome. Gelukkig skrik hulle toe vir ons ook. Maar jy was toe op die koppie. Ek was so 50 meter van trend van julle af. Ek's nog besig om, want ek's op so 'n nice spot en ek's besig om af te neem. En ek die lekker shot, ek sien goue wildebeeste daar in die distance, kyk of myne dalk daar is. Pan so 'n bietjie oor, lekker. En ek hoor toe hoe julle so skree en ek tog jy vertel dalk 'n storie van iets wat gebeur het. Ja, dit is 'n amazing storie. Ek ignoreer dit toe eers en toe hoor ek julle skree weer. Ja. Toe dink ek is dalk 'n bietjie fout. Toe ek so nou weet ek julle is ook ver van my af. Wel redelik 50 meter het nog nooit so ver gevoel nie. Toe ek so links kyk, toe sien ek hoe kom hy buffel so. Nou gaan ek stryd, paniek, vries, gaan lê op die grond op my maag. Ja. Nee. Apparently moet ek nie eintlik doen nie. Nee. Maar ek was so bang hulle sien maar of ek trek aandag na my toe. Toe gaan lê ek net met die kamera langs my op my maag. Toe hulle seker so 15 meter daai kant van my. En toe die hoek van my oog toe sien ek hulle draai so na my kant toe. En toe kom hulle eventually soos net hier verby. En soos ek op die grond lê, voel ek soos hulle verby my hardloop. Toe dink ek het regtig gedink ek's dood. Ek het gedink hierdie goed, want iemand het nog 'n storie vertel van die ou wat daar beseer was deur 'n buffel, wat sy het al sy ribbes gebreek, hy is nou in ICU. Ja. En ek lê daar en ek dink, dis 4, dis nie net een wat verby, dis 4 wat verby moet kom. En dis groot bulle. En as die een bietjie net kant toe gaan, is hy oor my rug. En yes ou, ek het laas toe ek teen Nick Dietrich met rugby speel so gestres. Dit was ja, dis omtrent dieselfde. Ek het geskrik ou. Hoorie, maar baie meer waardering gekry vir. Want ek het ook, kyk ek weet die goed's groot en ek het al gesien op game drives en goed. As jy langs 'n buffel lê wat 5 meter van jou weg verby jou hardloop, kom jy agter hoe groot is hy. Hy is redelik groot, ja. Hoorie, maar ek het jou nog nooit so wit gesien in my lewe nie. Ek kan imagine. Yes, jy was spier, jy kom so af met jou oë is so groot. Yes, ek het gebewe ook ou. Yes, jou oë lyk soos 2 groot ou eenrande en jy was spierwit. Yes, ek het geskrik uit. Ek het regtig gedink ek's dood. Ja. Ek kan eers my foon uithaal om my laaste boodskapie te stuur of iets nie. Ek dink nee, hier die laaste ding wat kon maybe gebeur, as iets moes gebeur het, ek sal nog kyk op die footage, maybe die kamera gerol. Nog op baie tyd, dan sal mense kan hoor. Daar's altyd hierdie debat. Dit was nou eerste was dit rondom etiese jag en nie etiese jag. Kyk, jy kan nie as iemand teen jag is, kan jy nie redenasie hê. Ja. Daar is heeltemal 'n ander redenasie op die ander kant. Ek skiet ek jag spesifiek vir die restaurante. Ja. Alles wat ek skiet, eet ek. En ook as mense sê, o, jammer is wreed. En weet jy wat so 'n interessante punt wat ek nogal van hulle verstaan het? En dit hang ook af wat se perspektief. Baie van die mense sê dit is so arrogant en simpel vir mense om te pose. Nou by die bok, kyk wat ek nou vermoor het. Maar dit is nie die intensie nie. Die intensie is om te sê, kyk hierdie mooi trofee. Kyk hierdie pragtige dier. Ja. En jy kan nie vir 'n ou besluit wat is sy intensie nie. Jy kan nie vir iemand sê jou intensie is om te brag oor jy iets vermoor het, terwyl dit glad nie. Onthou, meeste van daai jagters word groot met dit. Hulle skiet vir die pot, hulle ken dit, hulle moet baie keer sekere bestuur doen. Ja. En ek verstaan nogal 'n argument van iemand wat sê, jy weet, jy wil net 'n foto neem van iemand om te sê jy's dood en hierdie ding vermoor en nou die lyk nou maar die natuur, daai mense het almal 'n wanpersepsie en hulle dink elke diertjie gaan lê net so onder 'n koelteboom met 4 hasies met fans wat so vir hulle net warm maak en gee vir hulle lekker damper in jou champagnetjie en dan in hulle slaap gaan hierdie diere dood. Wat nie heeltemal so is nie. Het jy al gesien hoe lyk dit byvoorbeeld as 'n buffel, 'n ou bul
byvoorbeeld aangeval, of selfs beeste. Ja. Wat gebeur as daar 2-3 bulle ou bil taak, hulle breek sy rug, as buffels mekaar, hulle maak, as leeuwmannetjies mekaar doodmaak, maar die greenies like het nie om daai goed te, hulle wil dit nie, hulle daarvan weet nie, hulle wil dit nie aanvaar nie, en ek het eendag 'n gesprek gehad, dit was actually 'n live show gewees, en die slim Dr. Dave Peppler, Professor Dave Peppler, dink ek het nie al sy titels en sy die nommers en goed nie. Ook 'n moeë nice ou, ek moet sê ek het hom geniet, hy's funny hoor, hy's nogal 'n funny ou, en ons het so gepraat oor etiese jag, en van die jag af en loop, en almal se redenasie was, en ek was so 'n bietjie hardkoppig, en ek het 'n bietjie kak gesoek, om eerlik te wees, maar, wat is etiese jag? Of wat is die definisie van dit? Nou die eerste definisie is, wat hulle sê is, jy moet die bok 'n regverdige kans gee. Nou die oomblik toe jy draadspan, is dit meer regverdig nie. Toe gaan ek verder, sê ek, die feit dat jy kan ry, met wiele, in 'n voertuig, tot daar, vat nou kom ons sê, jy kan sê, ja maar geweer, want die feit dat jy jou brein gebruik het om die geweer uit te kan gebruik, en, nee, ons nie, maar iemand, die mens, en ons het 'n bakkie uitgedink, om daar tot by die plaas te kom en dit toe te span, slaan nie regverdig. So as jy heeltemal presies 100 eties wil weet, jy eintlik loop van hier af. Van hier af tot by Schweizer-Reineke? Nee, Serengeti toe, want daar loop hulle wild, of na 'n wildtuin, en dan die bok fisies in hardloop, kaalvoet, en hom doodbyt. Of choke. Choke hom uit. Dan is dit 100% regverdig. Dan is dit eties. So nou sê jy, ja, dis nie eties, jy skiet van die bakkie af, maar nou skiet jy van die bakkie af. Skiet die ding agter die oor. Toep, slaap, daai bok weet niks. Eet vleis is lekker, dis nie taai nie. So ek maak 'n lekker kak. En ek wil sien wat jy want ek het nou self nog nie so daaraan gedink nie. Want dit is, jy moet dan, ek dink as dit nou regtig one-on-one fair chance. As dit kom by fair chance, moet jy nie eens plaas toe kan ry nie. Dan moet jy loop. Exactly. Maar die feit dat jy ry tot daar en jy's chill, of jy kan net van die plaashuis af ry tot by 'n punt en loop, is klaar cheat. En dat jy geweer, is klaar cheat. Jy klere aan, dis klaar cheat. Jy moet die kaalgat in die veld en hardloop. Soos Adam en Eve en die boys. Op sy rug spring. Op die oorbyt, uitchoke. Choke hom uit. En dan terugdra. Wel, jy moet hom eintlik daar opeet, want jy mag nie yskas gebruik nie. So cheat. So, wat is die lyne? Ek dink, ek hou daarvan dat sekere plaas het sekere reëls. Party ons sê, daar's nie maniere jy loop, wat 100% is vir my fun. Dis heeltemal 'n ander ervaring. Dis baie ons ook lekkerder. Om eerder te loop, maar op sekere plekke is dit net onprakties. As jy daar in die Karoo of in die Kalahari, good luck bro, jy gaan vir jou fact that. As jy daai bok sien, jy 2-3 kilos ver. So, daar lê hulle weer op 'n duin en wag die ouens op. Maar nou wat, is dit ook oneties om te lê wag by 'n watergat? Dat is nou die ander ding. Jy weet jy moet hy gaan eendag tyd moet drink. Want die diere doen dit. Die diere gaan lê by die watergat. Exactly. Krokodille in die water. Hulle in die water. Maar jy kan in die water sit. Easy chomp. Yes, chomp. Ek was in die water in Swaziland. Soms net in die veld. Hulle het ongelukkig nie by ons kom drink nie. Dis een verskil. Die ergste is daai water in jou voete, in jou skoene. So tussen die tone deur die hele Great. Vir 8 kombinasie met modder ook wat so tussenin. My skoene is regtig geseël. Myne lyk nie goed nie. Ek gaan veel lieg nie. My skoene lyk so roadkill. Dis amazing. Ek het ook nog 'n rooi swel, so dit lyk so 'n bietjie bloed daaronder. Yes. Goed. Nee, ek is bly jy het dit gemaak, Regie. Ek is bly jy's deur die hele ervaring. Ek sê ook bly jy ten minste toe ek jou nou optel by die lughawe, toe sê hy vir my, en het jy jou wildpakkie in? Sê ek vir hom, nee, ek sal met 'n swart jean en so blommetjies hê. Hy sê vir my, hierdie gaan nie werk nie. Met hierdie kan gaan jag. Sê vir hom, my chom, kom ons kry net vir jou iets. As ek nou nog daar met my Nike sneakers moes gaan stap, het 18 kilos in die modder. Met daai blomme hempies. Met my blomme hempie. Ek sou nou nog daar gewees het. Kyk, ek sou dit love. Dit sou vir my grei. Ek sê net met 'n rof gewees. Yes, dit sou rof gewees. Maar jy sal nie kan, dit is net te ontprak. Dit is jy moet so 'n bietjie net iets hê vir die veld. Nee, definitief. Wat ek nou weer, ek moet sê daarna jou 'n ou ontlaai daar. Jy pak so af, is 'n ander tipe stress relief. Om net weer so in kontak te kom met die natuur. En wat vir my, weet jy wat was vir my verblywend? Of wat het my bietjie weer herinner? Ons ronde baie op social media en so en 'n ou jy moenie en jy steur jou nie actually daaraan nie, maar jy observeer nog steeds van die comments en goed wat mense
maak op social media. Al is dit nou nie op ons goed noodwendig nie, maar op ander mense se goed. Hoe fucked up mense kan raak, of hoeveel fucked up mense daar buite is, wat daai entitlement het om net te dink hulle kan net fucking sê wat hulle wil. Wel, hulle kan seker, hulle sê wat hulle wil, maar dit was vir my so verblywend om weer so op hierdie plaas dan veral te kom en daar's 'n klomp mense uit verskillende hoeke en angles van die lewe wat so moose nice is. Wat regtig ek het daar gestaan en die een ou is fucking nicer as die ander. Ja, nee, 100%. Yes, dit het my net so weer laat dink soos jy weet, want een ding wat my nogal liberating was van social media is as jy toevallig in van die mense wat gewoonlik die negatiefste is vasloop. In die regte lewe. As jy gewoonlik soos nee, fuck, dis okay. As dit is hoe dit gaan. As dit die persone is wat so negatief is en so, dan is dit julle okay. Ek voel fokol vir daai tipe mense. Verstaan, as jy daai tipe mindset en hoe hulle is. En hierdie was net weer vir my soos, yes, dis soveel flippin nice mense. Ek het nou, ek sien op my eis is nou heeltemal klaar. Ek het gesien, ek het nou gesien wie gekies was en alles. Ek moet sê, ek het dit nie aanvanklik Jy was 'n helse fan. Jy het dit gelaaf. En toe het ek saam met jou en Stelly so 'n episode gekyk en toe kon ek nie ophou nie. Ek was hooked. Ek is addicted na hierdie goed en ek weet dit is so moeilik maar hulle het ook self gesê, dis eintlik toe ek weer aan dink. Gisterand toe kyk ek daai episode waar al die girls nou mekaar kan sê, waar dit nou, dis nou klaar. Is dit just aan die einde, ek het nou nie gesien nie, maar dit is met Survivor, aan die einde nou. Ja, dis so halwe die contestants en almal sê wie hallo vir mekaar. Ja, almal sit nou daar en hy en die girlkie wat hy gekies het sit daar en die ander dat hulle so 'n bietjie vra en comments en so 'n bietjie skop bietjie stof in die drama. Maar een ding wat hulle almal weer oor gepraat het is hoe social media, hoe flippend toksies dit is. En hoe mense net so opinionated is. En weer eens, ek meen almal kan sê dis my reg om te comment. Maar ek dink dit is so, maar as jou reg ook laat mense of hoe kan ek dit sê? Almal het die reg om opinie te lewer. Maar jy self kies of jou opinie belangrik genoeg is om te lewer. Ek hoor wat jy sê. Wat ek so sê. Ek en veral die ouer mense in die Facebook crowd. Soos baie mense gee net opinies oor persoonlike goed oor die mense, daai arme mense wat nou op daai show is. Ek meen daai arme kultjies is jonk. Brendan het hy het soos 'n klein rukkie somme. Kyk of reality shows wat mense ook nie verstaan van reality shows. Daar's min dinge wat jy kyk. 'n Reality show kan fucking baie fake wees. Ek sê nie dit is so met hierdie spesifieke geval nie, maar mense vergeet die producer bepaal die narratief van 'n reality show. Jy kan een stel feite afneem in 'n dokkie of in so 'n ding. En jy kan die musiek verander en jy kan sekere dinge uit 'n sin uitkat en ander dinge bylas en dan vertel jy heeltemal 'n ander storie. Skielik verander daai storie so. Ja. Tot die nagevolge en koste van sekere individue. Want as jy ek het al van daai mense wat in reality shows is na die tyd ontmoet en gedink, jy's glad nie soos wat ek gedink het. Soos wat dit voorkom op die show. Soos wat dit voorkom op die show nie. Jy's eintlik 'n fucking nice mens. Maar dit lyk nie so nie, want iemand moet die bad guy wees en 'n scenario moet gemanipuleer word om maar dit is maar nog altyd dis maar nog die ding van storie vertel. Daar's 'n bad guy en 'n good guy en 'n dit en 'n dit. Maar die verskil is die publiek. Die gehoor is te fucking stupid om dit te besef. Hulle dink die storie wat daar vertel word. Dis hoekom hulle mense uitkak in malls en goed. As hulle iemand sien, ek onthou mense het ons vertel wat in 7de rang gespeel het, hoe hulle uitgekak word. Want dan wie loop hier? Oor hulle karakter. Sê dit dan is 'n karakter. Nou, ek weet nie wat doen jy met so iemand. Hoe help jy so iemand? Nee, jy kan nie. As jy surely moet jy weet. Ek moet jou, asseblief kan ons jou op my eis kry op 'n manier. Of ons maak ons eie. Okay. Wat weird was, ek en Driekus toe ons in Wykes was, sit ons en praat. En hy sê, ek weet nie hoe dit gebeur nie, maar ons het so gepraat oor hierdie tipe shows en goed. En hy sê nogal vir my, imagine, toe was hy nog single. Okay. Imagine hy is die bachelors en ek is sy wingman. En ons het so begin lag en na 5 minute besef, not a fuck, gaan nie werk nie. Hulle gaan niks kan uitsaai nie. Dit gaan never gonna work. So, maar ek wil jou op iets sê soos dit. Chom, dit sal amazing wees. Ek weet nie, hoor.
Ek weet nie of ek die regte individu is vir so 'n Ek tipe dink jy's show nie. perfek die regte individu vir dit. Jy's single. Ja, ek dink dis die enigste kwaliteit wat mens moet hê. Is dit die enigste ding waaraan ek moet voldoen? Ek dink As ek jy sal lekker entertaining wees. Ek dink dis die sal 'n paar lekker interessante stories. Jy's wel travel. Ek het stories, ek is wel travel, ja. Wat sê jy Maar soek in 'n die paar? bachelors is altyd hierdie ouens is lyk soos bachelors. Ek meen ek's nou nie die Hoe lyk 'n bachelor? jy moet ek meen so seker mos dit ek's nie die daai tipe look nie. Wat is daai tipe look reg? Gaan kyk na enige bachelor, Ja. enige hierdie tipe shows. Op die shows of in die regte lewe? Nee, op die shows. Nee, maar ek fok die shows. Ek wil juist op die regte lewe. Ons is real. Dis ook ons op TV is nie. Ek staan nie die fotogeniese Ek dink jy's ou met die sommer jy jou kuif al gesien. ja, maar my kyf is ek het nou net hierdie op want ek's bang ek brand hierdie ligte, want alles is nou gebrand. So ek het heeltyd 'n skaduwee hier nou oor. Ja, ek het 'n mooi kyf. Dit sal ek tik. Sal jy hoeveel girls sal jy al die girls wil soen? Eerste dag al. Want dis 'n ander weird ding. Wat jy het net soveel tyd. Ek sê jy moet baie goed uitfigure in daai kort tyd. Ek sit nou en luister nou het ek ook twee argumente daarvan want nou hoor ek net wat hulle nou na die tyd hoor jy nou eintlik nou die backstories. En Brendan het een keer ek nou dag op die oggendshow of ding toe kyk ek om te praat oor dit. Toe sê hy die girl wat hy gekies het, hulle het in totaal oor daai 6 weke of wat ook al. Ek weet nie hoe lank dit was nie. In totaal 'n leentyd soms moet jy so 2 ure. Ja, kyk hoe min is dit, ja. En onthou, nou, dis nie net alleen nie. Jy's by mekaar alleen. Ja. 3 kameraman. En dis wat die mense vergeet van reality TV. Ja. Dis soos hulle praat intiem op hulle eie een kant oor die feite van die lewe. Hier's 4 kameramanne Ja. om jou. Daar's 'n ou wat check vir sound, daar's 'n ou wat lê met 'n reflektor en check dat die lig reg is. Make-up. Dis nie of al is dit van ver af met 'n lens, jy weet alles word rekord wat jy sê. Dis net as hulle so 'n bietjie getap het wat hulle nou ietsie sal slip. Ja. Maar dis nie reality. Reality is jy moet dit ek het altyd met boerse vrou is my fucking awesome. Nou kom die ou, die deurklokkie lui. Ja. Dan maak jy jou oop. Dan sê hy welkom, kom in. Die kameraman is agter hom. Ja. Kameraman en daar's ligte alles en almal nog gaan, "Maar wat soek jy?" Wat? Nou dit glad nie verwag. Ek het nie gedink jy gaan hier kom dra nie. Kom in. So vir die kameramanne en die leads en die goed. Ja. En mense wat kyk verstaan dit nie. Hulle dink dis die regte egte. Ja. Ek meen Chasing the Sun, al daai goed. Jy kan daai selfe footage vat. Sekere dele van die speech is mix, ander musiek opsit, Ja. dis 'n ander storie. Ja. Nee, daar is daar's letterlik 7 verskillende punte van waarop jy 'n storie kan vertel. Ja. Nou waar begin jy? Hoe doen jy dit? Dis baie meer in as wat mense dink. Mense dink ou sit daar gooi al die footage op 'n timeline En dis presies wat hulle gespeel het, is presies hoe wat nou gebeur het, kronologies. Ja. En dis al die belangrike goed en dit is nie so nie. Ja. Dit is so ek dink mense moet net 'n bietjie relax. En kyk jy goed en weer eens, dis die ou reël, as jy nie iets nice het om te sê, bly stil. Ja. Is jy van daai mense wat gewoonlik reviews los? Nee, ek is glad nie. Ek los 'n like of 'n hartjie, dis dit. Is dit? Comment nie en dis net like of hartjie. Ek nooit dislike ook nie. Ek dislike niks nie. Is daar 'n dislike? Daar was altyd een, hè. Maar ek's altyd as ek nie daarvan hou nie, dan los ek dit, want dit het niks met my dan uit te wanneer scroll ek verby. As ek daarvan hou, like, as ek baie daarvan hou, hartjie. Waarom nie 'n dubbel hartjie nie? Ek het al 'n paar keer vir hom gesoek, maar partykeer hou regtig baie van. My ma het die eerste keer toe sy Instagram kry, toe gaan sy so op, toe gaan sy so, "O, fuck, ek het nou iets per ongeluk geloof." Iets per ongeluk geloof. Dis crazy, maar ek laat dit altyd om te kyk. Ons is nou in die restaurant game om te kyk na mense wat reviews los. Wat soos en wat altyd vir my kyk, dis 'n great ding om te hê. Jy kort reviews, maar weet jy wat is review is 'n goeie ding, maar 'n goeie review, 'n behulpsame review. Ja. Is 'n goeie ding. Ja. Jy kry ouens wat net 'n tantrum gooi. Ja. En jy kan sien want hy sal dit op die review los op Google. Dan sal hy dit op sommer die laaste post wat jy op Facebook gemaak het, sal hy dit ook los. En jou persoonlike message ook. Hy sê persoonlik my ook. En dan is dit gewoonlik so as jy die hele tyd 5 of 4.5 of op kry en jy kry so nou na 'n 1, is jy great. Ja. Want jy kan jou crowd wat jy obviously target love it, maar die een ou wat nie sy sin kry nie. Vir alles wat op dieselfde aand gedui is, dieselfde ding met dieselfde tipe disse en die 4-5 ouens sê dis 5 ster, maar die een ou is gewoonlik huil. Ja. En dis die kakste en dis die heel slegste en dis dit en dit. Gewoonlik soek hulle iets verniet. Ja. Gewoonlik. Maar ek het dit verstom my altyd om daai goed te kyk en te dink hoe entitled is jy? Hoe belangrik dink jy is jy? Moet jy met dit glo? Ek meen dis goed, ek sê maar jy soek die reviews want jy moet altyd kyk en dan moet jy gaan navors en kyk, maar jy kan van in die begin
is dit soos, jy vat elkeen baie ernstig op, en dan sal ek met ons kameras nou, en ou kan alles gaan kyk, en sê, maar wat het gebeur, dan sit soos, wow, 2 verskillende stories. Ja. En jy kan sien ook, as vir alles die complaints, hier so na 11, na 12, met 'n paar extra kommas en 'n hashtag, en 'n bietjie getap. Nou nie so happy nie oor dit. Ja. En die go-to vir my, veral met Dennis is, wat hulle altyd, as hy nie sy sin kry, dan sê hy, onthou net rule number 1, dan dink ek so, jy weet in elk geval nie wat dit beteken nie. Mense verstaan nie wat beteken rule number 1. Mense verstaan nie die konsep van don't be a doos nie. Hulle dink, as hulle nie hulle sin kry nie, en die ander ou is volgens hulle verkeerd, is dit outomaties, as hy 'n doos, en dis die reël. En dis nie hoe dit werk nie. Dis meer as net 'n reël, dis 'n lewensfilosofie. Exactly. Dit hang af, en ek het dit al gesê, maar mense wat nou nog nie verstaan nie. Rule number 1, hang alles af van wat is jou intensie. Wat is jou intensie? Wat wil jy bereik met 'n aksie, of 'n sêding, of 'n besluit wat jy maak, of wat ook al. Wat is jou intensie? Kom dit vanaf 'n plek van liefde, of kom dit vanaf 'n plek van die afwesigheid van liefde? Ja. Dis in die breër spektrum. En die mees eenvoudigste, basiese frekwensie van liefde is basiese respek. Ja. As jou intensie is, my intensie is nie om as prins te gaan, of om jou in jou steak medium well, in plaas van medium te maak nie. Dis nie my intensie nie. Nee, mens glad nie. Maar, nou is jy doos. Ja. Verstaan jy? En as ouens net daai filosofie kan deurtrek, net in hulle lewe, net dit. Ja. As dit by reviews, of as dit by enige, wat is jou intensie as jy die review los? Ja. Wat is jou intensie? Is jou intensie om te kla? Wat wil jy bereik? Ja. Is jy op daai level wat jy voel die ander persoon gaan baat by jou oneindige kennis? Want jy sê nie eintlik iets oor goed nie, dis eintlik net jou persoonlike smaak waaroor jy maak. Ja. Terwyl 5, 6, 7 ouens voor jou daai selfe experience gelove het. Exactly. Kyk op Facebook ook, ek hierdie arme, toe ek net daai goed gekyk het, dan gaan kyk ek wat die mense sê met hierdie op my eis goed. Daai arme girls, ek kan nie, en onthou girls is sensitief, en daai girls ken nie die bedryf, die Brendan is nou in die game. So, ek ben hy seker meer gewoond as ek goed. Maar daai arme girls, as mense net so plainweg sê, hulle net daai enetjie is opset. Stryd hou. Dis incredible. Al 1 minuut met haar spandeer Tannie, al 1 sekond. Nee. Maar die beste is daar, weet jy wat tipe mense doen dit? Loop jy hulle nou raak? Ja. En sê, hier, kom sê ek hol, wat sê jy? Dan gaan jy nou sien hoe huil hulle, en dan is dit, my gevoelens, feelings. Yes, nee, ek moet sê, ja, ek dink as al ou gesprek het mense, moes sê van, in die ou dae, jy het nie, as jy 'n plek gesien het, jy het nie aan die ander kant van die pad oorgestap, by die plek in en gesê, net so by the way, hier sit klink, dis 'n potkaak hierdie, hoor. Like het nie baie nie. Sien julle weer. Ja, sorry, ek wou net laat weet het. Ek weet nie of iemand julle, ek wou net laat weet het vandag. Ek moes net gou oor die pad loop, die perde my amper doodry, net om vir julle ouens te kom sê, dat ek het 'n opinie, wat ek mag lewer, en hier is 'n potkaak. Baie dankie. Ja, dankie. Okay, lekker dag. Jy weet nie, mense is vir jou gemoed het met kieries en kaak. 100%. As jy vir 'n ou gesê het, langs die pad, hoor jy ek net sê, jy sing kaak. Ja. Imagine social media was nie daar nie. Ja. Maar dit is alrede hoekom mense so braaf is. Nee, dis die wat mense keyboard warriors. Ja. Imagine jy moes 'n ou wat sing byvoorbeeld, jy nie like nie, of 'n comedian of 'n TV show wat jy nie like nie. En as jy verbygery het, jy gesien en jy moet inry. Né? En uitklim. En deur die draad gaan. En die ding kyk en dan skree. Julle is kak. Julle is almal fucking kak. En terugklim in jou kar en dan ry. En dan ja. Want dis dieselfde beginsel, jy doen dit nou net op technology. Niemand sal dit doen nie, man. Niemand sal dit fucking doen. Nee, nooit nie. So dis altyd vir my net so interessant. En ek was net so bly om weer lekker. Ek dink dis die grootste kompliment wat jy as jy eendag kinders het. Ek meen almal het daai hopes vir almal. Ja. Maar as jou kind eendag deur die grootste majority van die mense om hom gesien kan word as 'n lekker mens. Yes, dis 'n lekker, is 'n goeie mens. Ja. Dan is jou job gedoen. Ja, ek dink daai is definitief. Jy's amper daar. Amper 'n lekker ou. Ek dink ons moet so ek wil net jy so graag sien in 'n so 'n setup. So dating setup. Ja, ek dink dit sal interessant wees. Weet jy wat ons doen? Ons begin 'n show die derde wiel. Né? Ja. Ons het ons 'n paar channels. Dan sit ons, dan maak ons dates vir jou. Ons laat die mense inskryf. Laat weet ons wat dink julle van hierdie storie. Ek dink is 'n great idee. En jy gaan net vir 'n ete
met die persoon Ja. en Brendan het nou gesê toe ek dink is 2 sê 3 ure ete. Maar ons gaan deur 'n kort lys, Ja. obviously. Moet eers almal soen en dan kan ek besluit jy kan gaan Romans die pizza eet. Ja. As sit ons en ek wil net daar sit. Ek wil net soos So jy's daar. ek wil net stir. Of ek wil agter sit, ek wil in julle ore praat. Ek wil vir haar vra om vir jou goed te vra en ek wil vir jou vra om vir haar goed te vra. En hierdie mense kan sien wat ek vra. Dit gaan cringe wees. Dit gaan amazing wees. Okay, ek's in. Is jy oop vir suits? Ek sal why not? Wie sal wil kyk? Laat weet ons asseblief in die comments as julle sal wil kyk. As reagie Derde wiel. die derde wiel. Jy wil lekker. Dit. Ons traai Spider-Man se theme song kry. Reagie. Check lekker is hy stiegie. Reagie. Okay. Hy is 'n date ou. Great. Of nie. Dis dis vir reagie. I think it's amazing. Lekker, was so song ook nou. Theme song dan. Of ons moet net, ek het nou dag gesit met die theme songs. Toe ek en jy so gery, as one does. Ja. Ek dink ons moet 'n company begin. Die company theme song company. Die company theme song company. Die company theme song company. Ons doen net sulke cool Theme songs. jingles en theme songs. En die company se naam is die company Die company theme song company. Jy net like dit. Ja. C T S Ja, TS. Theme song company theme song company. CTSC. CTSC. Ja. CTSC. CTSC. Ja. Company theme song company. Ons skryf liedjies vir jou company. Yeah. Got it. Hier mos ons die kakker die mense. Ja. Sien maar die theme song soek. Maar dit is so maklik. Maar gee, hoe maklik sal dit wees om so enige kyk gooi vir my enige company? MTN. 'n Ander een? Maar soos 'n Opgemaakte of company. MTN. MTN ons het selfone vir jou oor laat jy kan hoor. MTN. Dis is 'n sound effect aan jy. Ja. Easy. Dan. Blue Bulls. Blue Bulls, ons is nie pink nie, anders was ons pink bulls, maar ons is blue bulls, yeah. Jy kan die hele tyd fucking dish. Dit gaan my job wees. Ja. Ja, here we go. Company theme song, company theme songs. Ja. We sing theme songs for your company's theme song. Ons maak ons lees 'n 2 bladsy. We sing songs for companies from A to Z. Lots of songs for companies. Maar dit moet ons ook fyn skryf And wees. stuff, and other companies as well. And other stuff as well. And And their as stuff. well. And with songs we mean any song that we can sing. For Ons any maak- company and any stuff. Ons maak 'n billboard net vir ons logo en dan Ja. nog een vir die beskrywing. Yes, ek love it. Ja. En dan 'n derde een wat net soos 'n speaker is. Wat ek goed speel. Ja, Okay. wat ons theme song speel. Love it. Palmers, Enigiets. enige ding. Telers, Jou daktelers. drolle probleem, wil jou drol nie afspoel nee. Moenie worry nee. Call vir PJ's Palmers. Flush. PJ's Palmers, ons hotel jou kak uit. PJ's Palmers. En laat dit lekker ruik. Yes, vanaf praat ons lekker. Regie, ek is op pad Weskus toe. Ek het gehoor jy's op pad Weskus toe. 4 doodslaan daar. Jy gaan nie bo hang, ons sal volgende week se podcast moet ons bietjie iets nuuts traai. Yes. Traai dit split, ons Gaan traai daai split. split want jy gaan daar wees en ek is hierso in die 4de capital van Suid-Afrika, Randburg. Is Randburg die 4de capital. 100%. Jy kan nie net goed opmaak. Ek het al baie mense dit oor sê. Is dit? Met Ek het al Randburg. baie mense dieselfde oor sê van Ek Klerksdorp. dink ons moet 'n poll maak wat sê wat se plek dink jy is die 4de capital van Suid-Afrika? Randburg. Bloem. Ja, ons mos klaar. Ons mos Joburg, Durban. Kaapstad, Bloem. Nee, is Randburg. 100%. Ou Joburg, Randburg is deel van Joburg. Ja, maar Randburg is anders. Dit is anders. Dit is anders as Joburg. Ek kry Joburg en ek kry Randburg. Ten minste hulle unies. Ja, Ja, ons praat nou baie. ja, sorry. Hoorie, dankie vir dat julle ingejoin het om saam ons lekker kak te praat. Doen dit weer. Asseblief. Of los 'n review.
Great. Ons gaan dit definitief lees. Ons gaan dit definitief lees, en worry. Geniet dit, geniet julle week. Jammer oor verlede week se, maar dit was 'n production break. Want dis wat die smart mense Exactly. in die biz. In die biz. Wat baie opgewonde is wat ons gaan launch binnekort. En dit betrekking ook alles. Almal vra vir my van die stand-ups. Waar is die stand-ups? Waar is die show? Ons het alles afgehaal oral. As jy iets van die stand-ups sien, enigstens iewers van 'n stand-up van my, is dit gesteel. Dit is gerip, is gesteel. Dis behoort nie aan 'n ander channel. Reports on die fuckers. Ons het 'n nuwe platform wat ons aan moerlang werk. Dit is altyd 'n issue. As jy jou content uitsit, ons het nou We Did It is geskiet. Dit was in Monte Cassino, was 'n nice ding. Ons het ook die live show met Driekus. Chat 'n bietjie rol geskiet. Dit was amazing. En ons sal dit ook op hierdie platform sit. En dit gaan presies werk soos 'n pay-per-view system. Jy hoef nie subscribe as ek 'n kakkie. As jy iets wil kyk, klik jy op dit, jy betaal en jy kan kyk en die lekker ding is jou content is beskerm. So daar's 'n watermerk en goed op as iemand dit, want dis 'n issue. Mense, jy sit dit op hierdie online goedjies wat hulle sê betaal vir 'n link en kyk jy goed en dan vat jy dit en copy and paste steel vir al sy pelle want dit is mos verniet. Alles moet mense dan was niks geld ingesit. En as jy iets vir dit vra is dit don't break moenie rule number 1. Ja. En dis regtig cheap. Ons wil dit regtig soos $2 of $3. Dis 'n internasionaal, ons het die company gaan stig internasionaal. Dit was 'n moeëse storie omdat ons so baie internasionale ouens ook het wat die goed wil kyk. So al die stand-up gaan op is alles, jy kan sit van die goed wat wil rekord blok hy sommer heeltemal. Ja. En jy word 3 keer gewaarsku. So as jy dit op 'n manier vat, jou watermerk sal op the long arm of the law. Dan kak. Maar alles dit gaan lekker wees om uit te gaan en ons gaan dit ook so maak dat ander mense ook hulle eie accounts kan oopmaak en hulle eie content. Ja, as jy wat is nogal cool is, as jy 'n konsultant is of jy is 'n life coach of 'n personal trainer, kan jy jou content oplaai en dit ook pay-per-view verkoop en dis ook beskerm. So dis so weer eens ons scratch ons own itch. Ons like om goed te doen for the people by the people. So kyk uit vir die ding se naam is Okay. Okay. Korrek? Waar verstaan dit? Okay. Nee, my spel hom anders. Afrikaanse spelling. Ja, nee, sommer net my spelling. Ja. Ja, interessant. Okay. Maar check uit vir dit. Dit gaan nogal dis 'n eerste. Ek het dit nou al gesoek vir lank en dit het nie bestaan nie en toe bou ons dit en dit is ook 'n ride gewees om dit te kry. Maar exciting. Nou kan almal dit doen. Enige kunstenaar, enige ou kan sy kan 'n profile skep, jy laai jou content, jy maak 'n prys, dis pay-per-view, jy bepaal op die background hoe lank kan die mense dit kyk voordat dit weer geblok word en dan ja, dis beskerm. En jy kan net comment as jy betaal het, obviously. So as jy wil daar kaak praat en betaal het, go for it my bro. Ja. En weer eens dit gaan nie fucking dis nie baie nie, dis $2 of wat wel fuck, deesdae is dit 'n offer op 'n plaas. Met ons exchange rate. Maar you get what I'm going to. So dis exciting. Dan die podcast studio het like great. Ons gaan daai oudjies amper uitrol, maar ons praat net te veel kak. Ja. Regie, jou laaste stukkie wat jy my wil afsluit? Stukkie wysheid, ietsie gooi ons, bou hom. Yes. Nee, ek het niks. Moenie op die grond gaan lê as buffels vir jou storm nie. Partykeer is die lewe soos 'n buffel en hy kom op jou afgestorm. Gaan kry vir jou 'n boom, moenie gaan lê nie, staan op, vat hom in die gesig aan die horings. Die buffel. Die buffel van die lewe. Ja, maar moet jy liever nie met 'n regte buffel. Nee, asseblief nie. Jy gaan verloor. Ja, ek is bly ek het dit probeer nie. Nee, ek is net bly. Jy moet nooit hy sal vir jou rondgooi soos 'n ou val. Hekkie sak tussen 'n hippie se voete. Ja, soos 'n bazaarvadoek. Jy sal fucking hy sal jou rondgooi verskriklik. Ja. Nee, maar ek praat net van die lewe. Ja. Moenie op die grond gaan lê nie, vat hom by die horings of klim in 'n boom. Wanneer kry jy in die statue? Jene. Nee, dit dink jy dit gaan Jy het beloof. Ek weet nie of ek Ja. Wel, dan hier's op my voorkop. Nee. Wel, okay. Kry ek dan free kos? Ja, jy kry altyd van my vriend. Ja, ek weet. Maar kan ek na Hennies toe gaan en free kos kry as daar Hennies op my voorkop staan? As jy by voorkop staan. Ja. Hennies, ek soek free kos. Yes. Ons sal chat oor. Een keer 'n week. Een keer 'n week. Baie dankie dat julle ingepoel het. Sorry oor die kaakgedes regie. Baie ons sê onprofessionaliteit. Ek draai en ek dra 'n bietjie deur hierdie goedjies. Ja. Cheers julle. Bye. Radio Raps podcast show vibes here.